Welkom by die Alle Dinge Groenkloof potgooi. Charles Collins, versorgingsbestuurder vir die Groenkloof Bejaarde Versorgingsgroep, is die gasheer. Vandag fokus hulle op 'n baie belangrike onderwerp, palliatiewe versorging. Dr. Liana Spies en Dr. Corley Marx, wat in die Suid-Kaap praktiseer, sluit vir hierdie episode as gaste aan. In hierdie episode verduidelik hulle wat palliatiewe sorg is, nie net as 'n diens vir lewenskwaliteit nie, maar ook hoe dit verskil van tradisionele hospice. Hulle bespreek hoe mense in die Suid-Kaap hierdie ondersteuning kan kry, asook die rol wat mediese fondse speel om pasiënte te help met gevorderde sieke voordele. Kom ons spring weg. Goeiemiddag aan al ons luisteraars, almal wat al saam met ons luister en so rukkie saam met ons kom. Ons is weer met ons opname besig, Alle Dinge Groenkloof. En op hierdie platform bespreek ons dinge wat op ons eie gemeenskap hier in Groenkloof, Georgia impak het. En soos gewoonlik, Annetjie, baie welkom. Baie dankie, Charles. Hierdie is ons tweede seisoen en ek is baie opgewonde om te kan sê dinge oorleef nog. Ek sien daai mense luister darm, so ons het so 'n tipe van 'n groeiende audience daar buitekant. Ja, dis regtig, dit maak mense opgewonde, want net hoe meer inligting jy kan deel met die gemeenskap, hoe meer ingelig is hulle, en hoe meer deelname daar is, hoe gelukkiger is die gemeenskap. So. Ja, en ek dink dis eintlik presies waaroor vanmiddag gaan. Ek gaan net so vinnig 'n woord of twee sê. Vanmiddag praat ons oor iets wat vir ons baie naby aan ons eie versorgingsbeleid is. In ons aftreeoord, ons gesels vanmiddag saam oor palliatiewe sorg. En ons het twee palliatiewe dokters hier wat by ons aangesluit het. Dit is Dr. Corley Marx en Dr. Liana Spies. En van my kant af wil ek net vir julle sê baie welkom. Welkom by Groenkloof. Baie dankie, Charles. En dan wil ek eintlik sê, ek sê nou vir julle hier die namiddag baie welkom, maar julle het al vandag gewerk hierso. So, dis miskien goed vir ons gehoor om kennis te neem dat julle reeds aan die gang is hier by Groenkloof, en van my kant af, ja, ons is baie opgewonde. Nou, van my kant af stel ek altyd belang om te hoor, julle is al twee jong praktiserende dokters. Hoe het julle besluit om by palliatiewe versorging betrokke te raak? Jy kan maar begin, Corley. Okay. Ja, so my paadjie in palliatiewe sorg het begin as 'n jong dokter. Net na my gemeenskapsjaar het ek in onkologie begin werk. En ja, daar 'n liefde vir palliatiewe sorg ontwikkel en die nagraad studeer by UCT. En ja, die pad het my eintlik maar so gelei in hierdie rigting in, en dit is baie bevredigende werk. Ek het al 'n paar ander dinge ook gedoen, maar hierdie een is die enigste rigting wat blywend is. Wat lekker resoneer met jou. Ja, dit is. Ek dink so, en sê vir my daar van jou kant af, Liana, wat het wakker geword? Wat 'n hartklop het vir jou gesê, hierdie is jou rigting? Ja, sure. Ek dink ek kan so gelyk ook noem. Ek het my Zuma jaar in Kimberley gedoen en ek het daarso die jaar daarna in onkologie kliniek gewerk vir 'n paar jaar, en ek dink in daai tyd het ek ook besef net 'n groot behoefte gesien en 'n leemte gesien vir pasiënte wat palliatiewe sorg nodig het. Hulle het baie keer van ver af gereis met baie laat presenterende kankers, en dan het ek al gevoel mens moet iets meer vir hulle kan doen, en ek dink daai het my net vir my ook gedryf om te doen, ook die nagraad te doen in palliatiewe sorg en meer ervaring in dit op te doen. So, Wel, dis wonderlik. Het is fantasties om te hoor, en ek meen, dis altyd vir my lekker om daai vraag te vra, want te sien hoe het mense se paadjies geloop om hier te kom. Maar nou wil ek julle 'n ander vraag vra. Jy het so vinnig daaraan geraak. Hoe het julle op die Suid-Kaap besluit? Want julle is op die oomblik redelik, julle werk saam tot 'n mate as kollegas, maar ook hoe het julle op die Suid-Kaap besluit? Ja, so ons albei is baie nuut. Ek het agter my wonderlike man aangetrek. Mag ons 'n naam weet? Ja, hy is ook 'n dokter, en hy het ons het hierna getrek vir sy werk. So dit is waar die skuif gekom het, en dit is 'n voorreg om hier te kan bly in die tuinroete, en ja, so dit is hoe my pad hier uitgekom het, en ek is baie dankbaar om hier te wees. En Fantasties. Ja. Fantasties. Nee, Jessie, wat 'n voorreg. Ja, aan jou kant toe. ja, my familie is ook in die area, my ouers en my broer, so, en ek het redelik vriende ook in George, so ek het toe dit ook besluit, ek dink dit is 'n lekker plek om af mee te vestig, meer langtermyn, so, ek maar oor die see en die berge, so is ook 'n goeie trekpleister gewees. Wel, as jy sien hoeveel mense inbeweeg, dan dink ek, bevestig dit julle keuse, so, Annetjie, ons sien hulle inkom elke week, hier in ons gemeenskap ook, né? So, Ja, inderdaad. Ja. En dit is, soos jy sê, is baie bevoorreg om hier te kan bly. Ja. En te dien.
So as jy as 'n groot dokter of 'n jong dokter hier kan inkom, want jy waarskynlik 'n blywende tyd, weet jy, gereedelike tyd om jouself te vestig. Ek wil nou so 'n bietjie begin fokus op ons onderwerp. Ons praat nou oor palliatiewe sorg asof die hele wêreld weet wat palliatiewe sorg is. Nou weet ek nie in hierdie konteks dink ek mense het al daarna verwys as eindfase versorging of 'n tipe van ek het al gehoor hospice versorging. Wil julle nie net vir ons so 'n bietjie meer 'n idee gee nie? Wat is die nuwe raamwerk wat mense van praat as hulle praat van palliatiewe versorging? Ja, so palliatiewe sorg is vir enige persoon wat gediagnoseer is met 'n ernstige ongeneeslike siekte. Siekte wat gewoonlik geassosieer is met 'n verkorte lewensverwagting. Maar waar ons baie anders is as die tradisionele hospice, is ons beveel aan dat pasiënte vroeër verwys word, want die oomblik as jy gediagnoseer word met 'n ernstige siekte, is daar lyding wat daarmee gepaard gaan, simptome, partykeer ook emosionele lyding, en mens kan die voorbereiding en die ondersteuning vroeg begin, dat die pad so maklik as moontlik is, van die begin af, al is dit en verkieslik ook dan nou in samewerking met die behandelende dokters van die pasiënte. Sou dit 'n kankerpasiënt wees, werk ons saam met die onkoloog saam. As dit 'n pasiënt is met sien maar Parkinsons, dan werk jy saam met die neuroloog saam. So ons werk as 'n span saam en ons verkies jy weet, dit is goed vroeë verwysing. So tradisioneel sou 'n pasiënte op aktiewe behandeling gewees het tot op 'n punt, tot waar die dokters vir die pasiënt sou sê, ons kan nou niks meer vir jou doen nie, dan is die pasiënt verwys na hospice toe. Terwyl ons wil die pasiënte vroeër doen en ons sê nooit ons kan niks meer doen nie, want ons help aktief tot en met die so is met ander woorde wanneer 'n sekere hoofstuk aangekom het en een word amper half afgesluit in terme van versorging tot genesing en versorging tot omgee. Verstaan ek dit reg? Ja, so genesing is ongelukkig met ons pasiëntprofiel is genesing nie meer moontlik nie. Ja. So dit is siektes waarmee mense gaan lewe tot en met hulle afsterwe van die siekte of van iets anders. Maar daar is nie ongelukkig nie 'n geneesbare aspek tot die werk nie. So dis 'n nadeel, maar dit is ook 'n voorreg om mense te kan help in die wat baie mense se moeilikste tyd van hulle lewe is. Ja. Wel, ek dink net as 'n mens nou vat, jy weet, daar's soveel uitdagings in die lewe in elk geval. Ja. Jy weet, om nou daai as jou toekomsprentjie te moet vashou, ek dink dit kan baie oorweldigend wees. Liana, jy skud jou kop. Sê vir my, daai saamstap. Vertel 'n bietjie. Ja, ek dink Charlotte Corrie, ek sal anders by Corrie wat sy gesê het, ek dink waar pasiënte alreeds onder 'n spesialis, soos 'n GP partykeer val, baie keer word gekyk na die siekte, waar ek dink op palliatiewe sorg fokus ons op die persoon agter die siekte. En ek dink is ook 'n meer holistiese uitkyk, byvoorbeeld ons kyk na die fisiese simptome, maar ook die, soos ek gesê, die emosionele simptome of behoeftes, sosiale behoeftes, baie keer soos jy sê, baie keer so ander ekonomiese of ander probleme, baie keer werksprobleme, so ons, en dan geestelik ook, want dit is ook deel van die mensewese. So ek dink ons kyk na daai hele pakkie van wie iemand is, en ons kyk hoe ons dan ook ander spanne kan betrokke kry, want dit is ook as 'n span, werk dit as 'n span saamwerk, en nie op jou eie werk nie. So ons vervang reg niemand se rol nie, ons is net daar se ekstra laag van ondersteuning, saam met al die ander. Maar ek dink net dit wat julle inbring is so uniek, weet, want jy het 'n spesifieke fokus, en julle het nou nog gepraat van simptome, maar ek wil net eers 'n vraag vra. Ons praat nou van relatief eindfase versorging, maar hoe lank? Palliatief, is daar maande daaraan gekoppel in 'n definisievorm? Is dit Nee, kyk, ek dink vir enige dokter wat wil verwys, sê ons altyd, jy weet, jy kan die surprise question vra. Sou jy verbaas wees as volgende jaar die tyd jy hoor dat jou pasiënt afgesterwe het, en jou antwoord is nee, jy sal nie verbaas wees nie. Is dit 'n pasiënt wat verwys moet word? Die profiel, nee. Ja, goed. Want gewoonlik sukkel, soos byvoorbeeld nou 'n pasiënt met hartversaking, nierversaking kan vir baie jare lewe.
Maar daai tydperk van lewe gaan gepaard met baie swaar kry, waarvan ons al klaar verligting kan bring. En eintlik, dit is nou wat ons weet wat ons doen, is ons doen palliatiewe sorg, en die laaste stukkie van wat ons doen is terminale sorg. So dis net 'n deel, dis net 'n deeltjie van wat ons doen. Ja. Maar wat mens wel sien is met baie goeie palliatiewe sorg, lewe pasiënte soms langer. Ja. En navorsing bewys dit ook. Ja. Daar's eintlik 'n studie gedoen oor dit. Ja. Wel, ek dink die hele konteks van wat is kwaliteit lewe, nê. Ek bedoel as 'n mens nou begin kyk, julle sê nou goed, die oomblik wat ons toetree, dan kom ons agter van die ouens lewe selfs langer. Ek dink dit gaan seker maar oor daai, dis nog steeds die moeite werd om hier te wees. Jy weet, die kwaliteit van my lewe is nog steeds van so aard dat ek eintlik nog streef daarna om langer hier te wees. Absoluut. Want dit is ons sê baie keer ons help om te kyk dat iemand mense so lank as moontlik vir so goed as moontlik kan lewe. So en ek dink ook die fokus is baie op die familie ook. So ons fokus op die pasiënt en die familie, want die familie is ook die ene wat baie keer met 'n afleiding dra of half ekstra gewig moet dra. So ons kyk ook dat ons die familie ondersteun in so 'n proses. Ja, en daar's baie beplanning wat ingaan vooraf as 'n mens 'n rustige laaste periode van lewe wil hê. Is al baie beplanning wat vooraf gedoen moet word. Want anders wat 'n mens sien as mens pasiënte kry wat baie laat verwys is of pasiënte wat baie laat instem vir die diens, is dat dit baie chaotiese fase van die lewe dan raak, terwyl dit 'n rustige fase kon wees van afskeiding en van laaste dinge afhandel. So dit gaan baie oor beplanning, voorbereiding vir wat kom. Ek het met een van die nurses wat ek mee saamgewerk het in Port Elizabeth het so mooi gesê vir pasiëntietjies. Het ek gesê ons baie kere begin ons werk is baie keer om te begin beplan van waar ons weet ons gaan eindig. En as daai beplanning jy weet gedoen is, dan kan mens dit in 'n boksie sit en dan fokus ons op die nou. Elke dag net op die nou. Dis amper soos daai goeie beplanning. Niemand wil aan dink nie, maar as jy dit nou deurgewerk het, soos jy nou reg sê, dan kom daai rustigheid. Ja. En dis eintlik die teenoorgestelde wat jy in daai fase assosieer, nê, die angs, onsekerheid en dit wat agter in jou kop aan die gang is. Nee, dis baie goed om hierdie dinge te weet en dit is so wonderlik om te weet dat jy fokus doelspesifiek op hierdie goed. Jy weet, ek dink vir meeste families dis 1 keer, miskien 2 keer wat hulle aan blootgestel is, maar vir julle is dit amper hierdie elke dag ding. Julle insig bepaal baie keer daai rustigheid, glo ek, vir die families in daai konteks. Ja, ek dink ek hoop dit is wat ons vir hulle bied en ek glo dit is, ons probeer. Nou kom ons gesels gou vinnig oor waar speel hierdie palliatiewe versorging af, want dit kan in verskillende plekke wees. Jy weet, ons in Groenkloof hier het 'n frail care, soos ons nou in die algemene taal sê, en dan het ons nou woonstelle en dan is daar losstaande huise. Julle palliatiewe versorging, waar speel dit af? Oor die algemeen. Ja, ek dink vir my, om dit maklik daarop op te som is, ek sal sê vir my, ek sien dat ons baie keer 'n rol in 'n hospitaal waar mense baie keer verwys word en dan kan mens van die hospitaal beplan hoe iemand by die huis gaan wees, so amper so af die hospitaal na die huis transisie. En dan van daar af kom ons dan ook by die huis betrokke raak, waar ons eintlik huisbesoeke doen en of dit nou is in 'n vrouwkeer of in 'n iemand se losstaande huis. Dan die ander been sal wees ook in 'n hospice, soos 'n binnepasiënt eenheid waar palliatiewe sorg ook gedoen kan word. So ja, dit is eintlik al redelik omvattend. Ja, so hospitaal, hospitaalhuis en dan hospice. Ja, so ek dink as mens kyk na George, is daar nie op die oomblik 'n binnepasiënt hospice waar ons pasiënte kan na kyk nie. So dit is maar vrouwkeer, huise, hospitaal. Hospitaal is nie 'n ideale plek vir iemand wat nie daar is vir geneesende terapie nie. Dis 'n kliniese harde plek waar daar vinnige besluite geneem moet word, drastiese besluite, groot intervensies. So dis nie altyd die beste plek vir 'n palliatiewe pasiënt om te wees nie. Ek dink as ek net jou luister, daar's 'n ander ritme, né? Daar's heeltemal ander. Daar's 'n ander ritme wat die versorger aanbetref en wat die saamstap aanbetref. Dit klink vir my. Ja. Nee, ek sou sê, maar in terme van die simptoombehandeling, kyk julle uit 'n mediese oogpunt, daar's baie van hierdie simptome wat 'n mens wel kan beheer. Wat is die algemeenste simptome wat 'n mens nou uit 'n mediese oogpunt kan, ek wil amper sê, beter maak in hierdie fase? Sjoe, daar's so baie. Pyn, naarheid, angstigheid, hartlywigheid, diarree.
Jy weet, ek dink die meeste simptome kan 'n mens aanspreek. Daar is sekere goed veral na die einde van lewe toe wat beskou word as normaal deur die proses, en dit is dat mense raak moeg en baie swak, en dit is wanneer versorging na die einde toe baie belangrik raak. En dit is ongelukkig iets wat daar al 'n oplossing of 'n drip of 'n tonic of enigiets vooruitgedink is nie. So ek dink Iliana kan ook nou maar sê, maar ek dink vir 'n pasiënt is dit baie frustrerend, want hulle verloor hulle onafhanklikheid. Ja. En dis vir ons kan dit ook baie frustrerend wees, dat ons al so graag wou help en dit beter maak, maar daar is net nie 'n wondermiddel of 'n oplossing vir dit nie. Ja, So verder anders kan ons meeste simptome hanteer. En dis natuurlik nou 'n kombinasie, né? Want ek bedoel individueel, party persone se pyn kan byvoorbeeld die grootste uitdaging wees waar 'n ander persoon 'n naarheid of 'n ongemak of angs. Ja, absoluut. Ja, en ek dink pyn kan baie keer gesien word as emosionele pyn. Dis hoe waar die span inkom. Ons baie keer kan verwys na 'n sielkundige toe of 'n counselor toe. Baie keer, ja, soos Corrie gesê het, fisiese daai beperking, mens kan baie keer 'n fisioterapeut kry om te help. Al gaan mens nie noodwendig kom waar mens was nie, maar om te kyk wat kan iemand nog doen, en selfs 'n klein bietjie aktiwiteit kan baie keer baie bevredigend wees vir 'n pasiënt. En in term van oë en ore, want julle kan nie die hele tyd daar wees nie. In hierdie proses, wie is normaalweg julle oë en ore in daai situasies? Ek dink daar's ook verskillende vlakke, so die familie speel 'n baie belangrike rol en is baie integrale deel van die span. So die pasiënt self rapporteer, en as daar op tyd kom en die pasiënt self kan rapporteer, dan maak ons baie staat op die families om vir ons in te lig van observasies. En dan werk ons ook saam met geregistreerde verpleegkundiges wat die pasiënte meer gereeld as ons besoek en ook vir ons terugvoer lewer. So aan die ander word dit bly 'n wisselwerking. Ek meen uit die hart van die saak, julle kan nie die hele tyd daar wees nie, maar jy het heeltyd hierdie kliniese idee wat eintlik daar aangaan. Ja, so in terme van voorskrif of veranderings of medikasie, dis iets wat julle dan selfs van 'n afstand af kan as 'n instruksie deurgee. Ja, ons kan baie doen van 'n afstand af, veral deesdae is daar so baie goeie tegnologie, so ons kan baie doen van 'n afstand af. Die ander vlak is ook baie pasiënte is nog op aktiewe behandeling, byvoorbeeld bestraling of chemoterapie, en dan kry mens daardie terugvoer ook en verhouding en kommunikasie tussen die ander dokters en mediese mense wat betrokke is by die pasiënt. Yes, dit is opwindend om te weet dat daar sulke dinge aangaan, Annetjie. Dit is ek dink hoe meer mense fokus op hierdie goed, hoe meer kom jy agter hoe groot die behoefte is. Maar ek wil net vanaf julle nou vra, mediese fondse. Baie persone in ons gemeenskap het 'n mediese fonds. Persentasie gewys, kan julle 'n idee vorm hoeveel van hierdie fondse sal byvoorbeeld toetree tot die betaalproses? Ja, daar is eintlik 'n persentasie. So PELPRAC is die Association of Palliative Care Practitioners in Suid-Afrika, en hulle doen die onderhandelings met die mediese fondse namens ons almal. Hulle doen fantastiese werk. Hulle doen 'n paar ander goed ook, maar as ons nou kyk na die mediese fondse, het hulle dit nou al reg gekry dat die groot mediese fondse, baie van die Medscheme fondse en Discovery geadministreerde fondse, het nou 'n palliatiewe voordeel. En as mens kyk na die statistieke van Suid-Afrika, is 80% van mense met 'n mediese fonds is by daardie mediese fondse aangesluit. Ja, dis nogal baie, né? Dis baie. Dis baie. So daar's 'n ander 20% wat kleiner mediese fondse is. Daar is gereeld onderhandelinge tussen PELPRAC en hulle, en ek glo met tyd sal meer fondse die diens erken. Ek dink jy weet, as 'n ander fonds iets soos dit aanbied, dan sal altyd nog ekstra druk. Daar is ook nou in George het die eerste palliatiewe program uitgerol in die staatshospitaal. So jy weet, ek dink ons baie druk van eksterne druk op hierdie mediese fondse om dit te begin implementeer. Om dit wel te doen. As mens dink aan palliatiewe sorg, dit is so oud soos die mens is. Maar dit is eers onlangs wat die fondse die diens erken en daarvoor sal betaal. Verstaan ek dit reg as jy sê erken, dan bedoel jy daar's
ICD-10 kodes vir Ja. prosedures wat julle in julle vakgebied dan nou spesifiek kan Ja, eis? so die fondse, soos wat ek nou genoem het van die Medscheme fondse en die Discovery fondse het 'n palliatiewe mandjie. Goed. So as dit goedgekeur word, word die Ja. palliatiewe mandjie gaan hy oop Ja. en dit dek dan die besoeke deur die dokters, die geregistreerde geneeskundiges, beperkte ure vir versorging Ja. en dan ook medikasie wat gefokus is op gemak. Dis baie interessant. Ja, sodat Ja. dit nie van die pasiënt se dag tot dag hoef te kom of savings of selfs ek praat nou baie van onkologie, maar ek dink dit is die meerderheid van ons pasiënte, dan kan mens selfs besparings op die onkologie mandjie hê. Ja. Jo. Ja. Dis baie interessant, maar dit klink vir my asof daar baie verwikkelinge is rondom die hele palliatiewe area van versorging. Is ek reg as ek dit so opsom? Definitief. Ja, ek gaan sê die laaste so 6 jaar, sal ek sê daar definitief baie ontwikkeling en bewusmaking plaasgevind. En ek dink mense vir ons sien regtig die nut daarin. Net einde van die dag kan pasiënte wat regtig by die huis wil bly by die huis en ons kan hulle ondersteun by die huis en dan hoef nie hospitaal toe te gaan as daar 'n krisis is nie. So ek dink die mediese fondse vind baat en Dis 'n reuse voordeel. Ja. Sê vir my internasionaal, waar staan Suid-Afrika ten opsigte van die internasionale benadering oor palliatiewe versorging? Sjoe. Sal jy vra vir ons vas? Jy het hom nie gesien nie. Ja, nee, ek dink daar's redelike goeie sisteme in baie lande, veral Europa, Kanada, Amerika, Australië. Ek dink daar is definitief goed geïntegreer in daai lande. Ek dink ons het nog baie om te doen, maar ek dink ons vorder baie goed en ek dink wat ons al verrig het en wat Pelpryk al verrig het in die laaste paar jaar is regtig indrukwekkend. So ek sien uit om te sien hoe dit ook in die volgende paar jare meer gaan groei. Ja. Nee, wel dis baie opwindend. Julle is deel van 'n ongelooflike gemeenskap, 'n groeiende gemeenskap. Klink my van geneeskundiges wat respek het om hierdie as 'n dissipline ook te integreer. Ek dink byvoorbeeld aan die onkoloog. Baie keer is dit so ietsie wat hulle wil nie van iets nuut weet nie, maar nou moet hulle in dit ingroei. Jy weet, so hulle moet nou saam met julle begin hande vat. Maar ja, nee, van my kant af net, Annetjie, is daar nog enige vrae wat ons oorgeslaan het? Ja, ek sal graag wil weet hoe as iemand nou met julle wil kontak maak. Hoe doen hulle dit? Waar kry hulle vir julle in die hande? Ja, so ek dink die beste manier is om 'n verwysing te stuur via e-pos van die behandelende dokter, die onkoloog, die GP, die internis om 'n e-pos verwysing te stuur. Ja, Dit sal maar die spesialis wees wat verwys na julle toe. Ja, of Eerder die as 'n GP. pasiënt wat nou privaat bel en sê ek het dalk. Ja, dit is bietjie moeilik want ons het tog agtergrond nodig en mediese agtergrond nodig en ek weet nie, ja, ek en Liana, ons is op die pad die meeste van die dag ons doen huisbesoeke. So ons praktyk is baie anders as 'n gewone GP praktyk of spesialis praktyk. Daar's nie 'n ontvangs of iemand wat die foon kan beman nie. Ja. Ons is die een wat Julle. dit doen. So e-pos is definitief die beste, vinnigste verkieste manier. Wil jy 'n e-posadres gee? Mense, ons luisteraars kan altyd na ons toe stuur, maar ek meen as hulle direk met julle kan kontak maak, is dit soveel beter. Wil julle 'n e-posadres gee? Ons kan so doen, ja. Ek gaan wen jy jou nie eers te gee of? Maar ek wonder sou as hulle sê, verstaan ek julle reg? Ja. Ons nou net hier luisteraars ook reg help. Dis die dokter wat sal verwys. Dit is Eerder as die eintlik pasiënt wat julle direk kom. Ja, definitief. Ja, want ek So daai pasiënt gaan dan eerder met die dokter praat en sê ek het gehoor van hierdie diens, kan ons nie daaraan dink. ja, die of pasiënte sê kan definitief vir hulle GP's en spesialiste vra om 'n verwysing te doen. Ja. Dit sal En daai goed wees. e-posadres het hulle nodig om dit saam na dalk weer die GP nie waar om julle in die hande te Ja, kry. hulle gaan waarskynlik daai nodig hê die e-posadresse. Wat is die e-posadres wat ons kan vir ons luisteraars gee? Ek dink ons kan albei Ja. ons inne gee. Vir Dr. Corley Marx is dit drcorleymarx@outlook.com. Fantasties. Dis 'n goeie adres. En sê vir my daar by Liana by jou kant. My e-posadres is drleana@gmail.com.
Dis nog makliker. Nee, maar ek dink net, jy weet, 'n mens wil jou persone bemagtig, nie net met die kennis nie, maar ook met die kanaal. En ek dink is nou goed dat 'n mens weet, jy gaan praat met jou behandelende dokter, en dis eintlik die kanaal. Ja. So hoe meer inligting ons kan kry, hoe beter. Jy weet, dit help ook met motivering na die mediese fondse toe, dat mense nie onnodige afkeurings of so ook het nie. Ja. Ja, hoorie, verskriklik Baie dankie. interessant. Ja, baie dankie Annetjie, en dankie dat julle by ons kom kuier het. Dankie vir die Dr. geleentheid. Ja, en dankie vir die Rihanna, geleentheid. 1000 dankies. Ja. En ja, ons sien uit daarna om julle in die gange te sien. Hier by ons is dit nou altyd lekker, ons is lekker om julle raak te loop. En uit ons gemeenskap uit ook, wil ons mense aanmoedig. Jy weet, as hulle vrae het, kan hulle dit aanstuur. Alle dinge groenkloof@groenkloof.net. Ons kan dit maar vir julle ook aanstuur. Of as daar 'n paar mense is, kan 'n mens maar weer 'n praatjie of iets reël ook. Ja. En dan natuurlik, ek het vir julle gepraat oor die baskgroep wat vir my uitgevra het oor julle betrokkenheid in die Suid-Kaap en julle fokusarea palliatief. Van my kant af verskriklik dankie. Ons groet. Baie dankie Annetjie. Ons sien mekaar weer met ons volgende opname, en vir julle sien ons sommer in die gange. Baie dankie, Shaal. Dankie Annetjie.